Elsie Marsburg eggenoot, Annette van der Merwe dogter, Loudien Pyper kleindogter, Aramel Marsburg kleindogter, Henrike Marsburg kleindogter en P.J. Marsburg kleinseun. Die twee slippedraers gaan wees Wian van der Merwe en Mianey van der Merwe. So as julle net so lank daar kan by mekaar kom, ons gaan binne so paar minute begin, ons het nog so paar minute oor, as sal 'n liedjie begin speel, en ons gaan ons vir u vra om dan op te staan, wanneer die kus dan ook inkom, ons sal dit vir u nou so wys, baie dankie.
Ons buig net die hoofd, dan bid ons saam. Hemel Vader, dankie vir die liefde en vir die genade. Here, ons moet vandag tot ziens, ons moet afskeid neem. Louis Marsburg het 'n groot leemte wat hy laat, baie harte. En dankie dat u vir ons gaan help. Hy los 'n besonderse nalatenskap en ons weet u gaan vir ons seën en u gaan vir ons onderneem op 'n besonderse wyse. Here, dankie dat u woord sê in Psalm 23 vers 4, al gaan ons ook deur die dal van doodskaduwee, hoef ons geen onheil te vrees nie, want u is met ons en ons weet u is met ons vandag. Deur hierdie dal van doodskaduwee, die lof en die ere kom u toe. Amen. Nou broeder en suster, ek wil net my meegevoel betuig met die familie en die vriende. Met die afsterwe van oom Louis is so pad van hier dichtby die 25 jaar, wat ek saam met oom Louis gestap het, en hierdie foto hiervoor is net 'n paar weke teruggeneem hier in die saal, waar hy saam met die silwerkrone was. En dis hoe ek oom Louis gaan onthou. Ek het die voorreg gehad om 'n paar keer saam op vakansie te wees met hulle. En ek wil u net een staaltjie vertel wat my bybly. Ons was saam met my ouers, oom Louis en ek, daar by Durban Spa gewees. En my pa het altyd die gewoonte gehad om so een keer te gaan seker maak om curry te gaan eet. En ons het in hierdie plekkie gaan sit. En jy weet, ons het gesien oom Louis, hy gaan aan. Sê ons, oom Louis, pas op, hy goed is warm, jy moet eerder nie so eet nie. Nee, wat, hy is okay. Maar kyk, toe hy dit in het, toe snak hy na sy asem, hy kon nie asem kry nie. Ons moes water kry, so, jy weet, dis goed wat hy deurgegaan het. Toe ook oom Louis op daai het was, het ek 'n paar keer om raak geloop, daar by Meywil, waar hy skelm gaan eet het. En en hy het gedink aan die aansie, hy het nie geweet nie, maar hy het vir my gesê, nie, hy het geweer daarvan. Want ek maar net gesê, dis okay oom Louis, ek sê jou nie weggee nie hoor, dis okay. So dis van die nalatenskappe en het was my voorreg laas Woensdag met sy afsterwe toe aan die aansie my gebel en gesê, sy kry nie oom Louis wakker nie. En ek was eerste daar, want ek bly nie ver van daar of ek het toe net by die huis gekom. En toe ek instap, te sien ek, oom Louis is nie meer hier nie. Hy is okay nou, hy is nie meer siek of iets nie, maar hy was nie meer met ons nie. En om van daar af alles te kon reël saam met die familie, my kinders het gekom, en is net een ding wat my sal absoluut bybly van daar waar ek by hom gestaan het. Hy het net agteroor, hy het op die rand van die bed geslaan, agteroor, en hy was weg. En aan sy regterkant was daar een traan wat hy afgeloop het, maar hy het hierdie smaal op sy gesig gehad. En dit sal my altyd bybly. Jy weet, daai was 'n traan van vreugde, ek is seker daarvan. En ek weet, hy is by die Here, en kom ek gaan vir u sê hoekom. Ja, sy saak was reg, maar die afgelope paar weke het ek elke Saterdagoggend, voor hy nou siek geraak het, om gaan haal vir die vroeë oggend bidtuur. Soos net na 5:30 was ek by sy huis, en nie een dag het ek vir hom gewag net, in die straat elke keer vir my, of vir wie ook al hom opgetel het gewag. Hy was hier, en vir 'n paar maande het hy elke liewe bidtuur bygewoon. Vroeë oggend bidtuur om 6:00 hier by die kerk, en hy het ook nie die silwerkrone gemis nie, dis ons 60+, en dit was besonder, dit was 'n besonderse pad wat ons saam met hom gestap het, en ek sê vir die Here dankie dat ek bevoorreg was om oor die 20 jaar 'n pad met hom te kon stap, maar veral die laaste paar maande, ek praat van so 3 maande tannie Ansie daar rond, wat hy regtig waar, hy wou niks mis nie, hy wou net hier wees, en ek is dankbaar teenoor die Here, dis vir my sy besonderse nalatenskap, en ons het baie diep gesprekke gehad, veral op Saterdagoggende as ek hom vat, of by die huis gaan haal het, en hierna toe gery het, en weer teruggegaan huis toe. So, dis die nalatenskap wat hy los vir my. Al hierdie diep gesprekke, en hy het goed gepraat wat hy nooit met my gepraat het nie. So, dit het my aan die hart geruk, veral nou dat ek terugkyk,
Hy het geweet die einde is nie ver nie. En dis hoekom hy so opgetree het. En ek het maandag 'n week terug, ek open elke week al by Pieter Neetling, hulle swaars. En toe Pieter gevra van hom, Louis, toe sê ek, nee, dis die einde van die pad. En hy kan dit getuig. En toe hy nou Woensdag ontslaan is, weet ek, daar was vrae gewees. En toe Woensdagmiddag, toe is dit toe na die einde. So God weet wat hy doen. Ek en jy moet net God vasgryp, soos 'n wonderlike voorreg. En vir u wat ook stream vanmôre, daar's heel wat instream van oral af, en mag die Here vir jou ook ryklik seën. Nou ek gaan dan net vir u die begrafnisbrief voorhou. U kan dit volg in die blaadjie. Dis die gedenkdiens ter viering van die lewe van Louis Lucas Reineke Marsburg, gebore 19 Januarie 1946 en oorlede 24 Junie 2026. Met groot hartseer, maar ook met dankbaarheid van 'n lewe ryklik geseën, neem ons afskeid van 'n geliefde eggenoot, vader, oupa grootjie, familielid en vriend. Louis was 'n man van integriteit, wysheid en onvoorwaardelike liefde. Sy vriendelike geaardheid, rustige teenwoordigheid en omgee vir ander het die lewens van baie mense aangeraak. Hy het sy familie met toewyding liefgehad en was 'n bron van krag, leiding en inspirasie. Al het sy heengaan 'n groot leemte in ons harte, koester ons die kosbare herinneringe wat ons saam met hom gedeel het. Ons is dankbaar vir die jare van liefde, lag, ondersteuning en geloof wat hy met ons gedeel het. Ons trou hom vrede toe aan die Here se sorg, wetende dat sy aardse reis voltooi is en dat hy nou rus in die teenwoordigheid van God. Met liefde onthou deur sy eggenoot Ansie Marsburg en die kinders Hendrie Marsburg, Louis Marsburg, Marisa Marsburg, Annette van der Merwe, Willie van der Merwe, kleinkinders en agterkleinkinders, wat sy liefde en nalatenskap vir altyd sal koester. Ek gaan vra dat hy gaan opstaan, daar's 'n lied wat Hendrie deurgegee het, hy gaan hom lei, want ek ken nie die nuwe weergawe nie, ek ken waar hulle later na die ou weergawe toe gaan, en is 'n pragtige lied, jy kan het volg hier op die blaai, op die skerm, so kom ons staan, en Hendrie, jy gaan aan, jy lei vir ons, en ek sal so inval na die tyd, ok, vat maar die papier, ek sal nie, baie dankie julle, is 'n nuwe weergawe van steeds naderby, van die ou lied Nader my God by u, so kom ons gaan luister, speel hom vir my asseblief. Julle moet asseblief saam sing. Julle moet saam sing. Het julle hierdie woorde nie? Want hy sit maar, as kies julle, hy gaan hom vir julle sing. Staan nie sing soms julle. Julle sal van dit ken. Ver in die grond, tel in my op, maak my gezond, al nadat ek pyn verloor, sal U my help, sal U my hoor, hoor as ek skree, en ook as ek sing, of in 'n verliesde twyfel bring, dan sal my lief vir ewig bly. Nader my God, sit naderby, na die hand, die Vaderhand, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en hy die stof sy lof my sing, na die hand, die Vaderhand, so naby.
sal my lied nog bly, nader my God by U, dan sal my lied nog bly, nader my God by U, steeds naderbij, dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds dan sal my lied vir ewig bly, nader my God steeds naderbij, na die hart, die Vaderhart, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en die stof sy lofprys sing, na die hart, die Vaderhart, so naby. Die Vaderhart, steeds naby. Daar is 'n plek in hier, baie dankie. Nou, het was om Louis se wens dat sy seun Hendrie die boodskap sal bring op sy begrafnis, so ons gaan dan oorgee aan pastoor Hendrie Marsburg, en hy gaan die boodskap bring ter herinnering van sy vader, so kom ons gaan luister aan na, baie dankie. Andries. Ja, wat 'n voorreg. Ons is dankbaar dat daar mense is in ons lewens wat vandag kom wys het wie my pa is. As jy net rondom jou kyk en jy sien, min mense wat die ouderdom wat hy bereik het soveel mense by hulle diens. Ek sal eer my pa vanmôre, omdat hy 'n man van God is, en nie was nie, maar is. En voor ons die woord gaan bedien, gaan pastoor Pieter Kitty en Bernardus eers net vir ons 'n song doen. Baie dankie. Dit is vir ons 'n regtige voorreg om vandag saam met die Marsburg familie vir julle te kan sê dat daar's niks soos die vrede van God nie. En as ons hart gevul is met die vrede van die Here, hierdie môre is dit vir ons 'n oorwinningsmôre. Ek dink hy en Hendrie het vanoggend 'n gesprek gehad. En Hendrie het gesê, daar waar ek nou is, baie beter as waar julle is. So, mag hierdie lied julle namens ons familie, Versig Gemeenskapskerk, ek sê dit maar ons is mos een familie. Amen. Wat gou iemand langs jou, dan sê jy is deel van die koninkryk. En ons is so bly dat ons julle vanmôre kan bemoedig en weet dat
Hy wat die goeie werk in jou begin het, gaan dit volbring tot die einde toe. So hou vas, tannie Ans, kinders, hou vas. Die Here is naby ons. Amen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Oh, it is well with my soul. Yes, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. For me, be it Christ, be it Christ, yes, to live in dark hours about me shall roll. The pain shall be mine, for in death as in life thou would whisper thy peace to my soul. It is well with my soul. Oh, it is well with my soul. Oh, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. For no one ever cares for you like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cares for me. Oh, no one ever cares for me like Jesus. There's no other friend so kind
darkness from me. Oh, how much He cares for me. Baie dankie. Ons waardeer dit. Weet wat my paai was, het nou saam gesing. Intussen, ek dink ek het hom gehoor ham. Dis waarlik vanmôre vir my 'n voorreg. En dit is nog meer van 'n voorreg om vanmôre uit 'n Bybel uit te bedien wat my pa vir my gegee het in 1983 met sy handskrif daar binne, Henry William Marsburg, 22 Augustus 1983. Ek het toe 13 jaar oud geword. So van jongs af het my pa geglo in wie en wat ek is, en het hy geweet dat dit belangrik is om die woord in sy kinders in te bou. Enigste verskil is dat hom vir my gegee, ek moes hom self lees. En dis waar ons vandag is, reg. Ek wil net gou die verrigtinge verduidelik van wat hier gaan gebeur. Oom Lukas, baie welkom. Ons is baie dankbaar dat jy wel opgedaag het. Ons waardeer jou moeite en jou tyd. Net soos wat die preek aangaan, gaan ek vir die vorentoe roep, om dan tydens die diens, tydens die preek, vir ons daai song te kom doen asseblief. Baie dankie. Goed, ek gaan nie besig hou nie, ek gaan nie net inlig oor wat die woord van die Here vir my kom sê het, wat ek met julle moet deel. En natuurlik het hierdie woord eers met my gepraat, want vir my om vanmôre in vrede te kan staan, moet ek weet wie en wat God is. Die tema van my boodskap gaan wees, om die dood te verstaan, moet ek glo dat Jesus is. Moet ek glo dat Jesus is wie hy sê hy is. Moet ek glo dat Jesus gesê het, dat, en ek gaan dit nou vir jou lees, Johannes, die 14de hoofstuk, in die blaadjie sal jy sien, ons gaan tot by vers 31, ek gaan nie alles lees nie. Iemand sê, jee, as sy, jy kan dit gaan lees. Vanaf vers 1, praat Jesus hier en hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Ons het dit al baie gelees, maar het al ooit regtig vir my sin gemaak. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle nie, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Maar Jesus antwoord hom, en hy sê in vers 6, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis vir my skrikwekkend om te dink dat 'n apostel in die naam van Thomas, wat saam met hom gewandel het, nie geweet het, dat dit wat Jesus nou sê, eintlik die waarheid is nie. Maar dan moet ek myself seker maar in Thomas se skoene sit, en vandag se stadium van my eie lewe, glo ek dalk nog steeds nie wat God vir my sê nie. Maar as ons dan kyk na die apostel Johannes openbaar Jesus se identiteit met sy heel eerste woorde van die hoofstuk waar hy sê, in die begin was die woord al daar. In die begin was die woord al daar, die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Johannes is 'n ooggetuie.
En as ooggetuie het hy ten minste 8 wondertekens, wonderwerke vir ons kom neerpen in die hoofstuk, in die boek van Johannes. En hierdie wonderwerke en tekens is gekies om Jesus se goddelike, menslike natuur en lewe gewende sending te openbaar. Hierdie tekens was in Johannes die 2de hoofstuk om water in wyn te verander. Jesus het inteendeel vir sy moeder gesê, my tyd het nog nie gekom nie, ek kan nie hierdie goed nou doen nie. Maar hy het dit gedoen, en Johannes was 'n getuie daarvan. En hy het dit vir ons kom vertel. In Johannes 4 het hy gegaan om die seun van die amptenaar te genees. Om die krepelman by die bad van by die poel van Bethesda te genees. In Johannes 6 lees ons van Jesus wat op die water geloop het. In Johannes 6 lees ons van waar hy 5000 met net 'n paar brode en visse gevoed het. Om die blinde man se sig te herstel in Johannes 9, in Johannes 11 kom hy en hy haal vir Lazarus uit die dood uit op. Johannes 21, na die opstanding gee hy die disippels 'n geweldige visvangs. Hulle was die hele dag besig. En toe sê hy vir hulle, gooi net julle net aan die ander kant. Sê hulle, maar daai is die moeilike kant van die boot, ons kan nie dan maar, hulle het dit gedoen. Wat wil ek vanmôre vir jou sê, dat dit wat Johannes vir ons kom skryf het, kan ons glo, want Johannes het nie net as getuie, as ooggetuie dit vir ons kom neerpen nie, maar hy het dit self ervaar. En hy wil vanmôre vir my en jou kom sê, dat wanneer jy my boek lees, glo dit. Glo dit, en dit is vanmôre, hoekom ons in vrede en in soveel opgewondenheid 'n diens kan hou vir my pa, want hy het elke woord geglo. Daar was kere wat ons gemeentes gaan besoek het, en hy was nou nie die oomie wat hy typies op 'n kerkraad sou wou hê nie, want hy wou nie daar wees nie. Hy het die tyd gehad vir nitty-gritties nie, hy wou net die Here dien. En hy was bereid om te help, maar hy wou net die Here dien. En ons het eendag het ons 'n gemeente gaan besoek hier, ek was jonk, baie jonk. Die pastoor van was Appelgrein. Hulle was van 'n ander tipe kerk. En hy het na die pastoor toe gestap en vir hom gesê, luister, vertel gou vir my, predik julle die bloed van Jesus hier. Want as julle nie doen nie, dan weet ek kon nie hier vanaand wees nie. Ek was nie by toe hy dit gevra het nie, maar hy het my dit vertel. Hy het ook vir hulle gesê, maar hoorie, wat is hierdie dat die ou by jou moet kom skinder, wat jy moet sê, nee, dis reg. Julle kan maar die uitleg gee. Hy sê, wie is jy? Hy sê, maar die gawes nie net opereer nie. So, ons het nie teruggegaan soontoe nie. Want my pa was nie tevrede nie. Hy het gestaan vir waarheid, hy het gestaan vir integriteit, hy het gestaan vir, hy wil nie vir ons verduidelik, jammer my kind, ek het verkeerd opgetree nie. Hy het daarvan gehou om vir ons in die lyn van waarheid te laat loop. In elke hoofstuk is Jesus se goddelikheid openbaar. Jesus se ware identiteit word onderstreep deur titels wat hy gekry het. Die woord, die enigste seun van God, lam van God, seun van God, ware brood, opstanding en lewe, ware wynstok. Maar die groot formule was, ek is. Toe Moses daar die skape opgepas het en gedink het hy hardloop weg, toe sien hy 'n bos wat brand. En uit nuuskierigheid het hy nader gestap. En toe hoor hy die stem uit die brandende bos. En wat hy gehoor het is, ek is, het jou gestuur. Jesus kom en hy bevestig dit, hy bevestig sy voortbestaan en sy ewige goddelikheid deur vir ons te kom sê, in Johannes, hoofstuk 6 sê hy, ek is die brood van die lewe. In Johannes 9 vers 5 en Johannes 8 vers 12 sê hy, ek is die lig van die wêreld. Hy sê, ek is die poort in Johannes 10 vers 7, 11 vers 25 kom en hy sê, ek is die opstanding en ek is die lewe.
In Johannes 14 vers 6 het ons nou gelees, kom en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En in Johannes 15 vers 1 kom en hy sê, en ek is die ware wynstok. Die grootste teken natuurlik was gewees die opstanding, waarvan Johannes 'n ooggetuie was, want hy het eerstens erkenning van 'n leeg graf. Hy het kom getuig daarvan. Ons hoor dit. Maar as ons op 'n plek waar ons dit glo, want ek weet my pa glo dit. Onvoorwaardelik glo hy dit. Hy het nie die Here net gedien sommer net nie. Hy het die Here gedien met alles wat in hom is. Hy het vir ons so 'n groot nalatenskap gelos wat geloof aanbetref. Want as daar gevra was om Louis vertrou jy, dan het hy gesê ek vertrou. As daar gevra was Louis glo jy, dan het hy gesê ek glo. Hy het sy erkenklikheid, sy afhanklikheid aan God het hy erken. Want hy het geweet, hy kan nie hierdie lewe alleen pad nie. Johannes, die toegewyde volgeling van Jesus Christus, het ons 'n persoonlike en 'n kragtige blik op sy geliefde meester, die ewige seun van God gegee. En ek herhaal myself om te sê dat deur hierdie woord te lees, deur hierdie skrif te lees en dit in te neem, dan mag ek myself verbind om dit te glo. Die skrif is daar om my te affonteer. Daarom het ons, ek onthou jare terug met die manna-kaartjies, as jy my so getrek het, en dan hierdie kant, nee hierdie gedeelte, nee, Here, hierdie, draai hom om, ja, dis hierdie en ek moes dene. En dan is dit die skrif vir die dag, dan loop ek met daai skrif, maar eintlik is die eerste wat ek getrek het, wat die Here eintlik vir my wou sê. As hy my geaffonteer het, dan is dit omdat Jesus vir my lief is en omdat hy vir my omgee. My pa het ons baie getuigtig, ek onthou spesifieke staaltjie, 4 uur moet jy klaar gebad wees. En dit is hierdie dag. En ons is nogal groot, laerskool. Ons is 3, boetie, sussie, boetie, daai 3. En ons pas in 'n bad. My maat, toe my pa aankom is hy bietjie vroeg, en hy kry ons al 3 in die bad. En ons was nie veronderstel om saam te bad in die eerste plek, maar ons het allerhande verskoningetjies uitgedink. Pa, ons spaar water, ons bad saam. Sorry pa, maar ons het nog steeds op ons boude gekry. En ons het nooit weer saam gebad, Janet. Ja, sy sê nee, nooit weer nie, asseblief nie. Okay, sy het in elk geval nie my reg gewas nie, maar ons het gebad om klaar te kry. Ek dink nie ons het seep gebruik, maar ons is in en uit. Maar my pa was 'n regverdige man gewees. Daar was kere wat hy ons toe ons nog in die stad kon window shopping doen, of ten minste nog met die bus inry. Dan het ons na 'n hoompie toe gegaan. En dan het hy vir my gesê, luister, asseblief, die geld is maar min, so moenie nou vir jou sussie sê nie, want wragtig. Jy weet, sy vat die hele menu, as jy vir haar sê. Net om uit te vind dat hy volgende Saterdag van net dieselfde boodskap gee en sê, hoor, jy moet net nie vir Henry sê nie, moenie vir Louis sê nie, want jy weet, hulle vat nog nagereg ook. En dan het hy met Louis dieselfde gedoen, reg? Dan was 'n keer wat ons pak slaag gekry en dan het hy op die bed, maar by my en Louis moes hy ons maar letterlik slaan, want ons is in een kamer, ons het 'n kamer gedeel. Maar as hy by haar net gekom het, het hy op die bed geslaan. En sy moes net skree en sê, eina. Okay. Die feite is dat my pa was regverdig, maar hy het God geken. En ek kan nie dink dat as 'n mens God nie ken nie, dat jy regverdig kan wees nie. Want tog kom die woord van die Here in Matteus 6:33 en jy soek eers net die koninkryk van God. En wanneer jy dit soek en sy geregtigheid, dan sal al hierdie ander goeders wat nie vir ons saak maak eintlik nie, vir ons bygevoeg word. My pa het Jesus eerste gestel. Die magtige skepper Jesus Christus het onder ons kom woon. Hy het vlees geword en hy het onder ons kom woon en hy het deel geword van hierdie skepping. Hy was beperk deur tyd en ruimte en vatbaar vir veroudering, siekte en dood. Presies waar ons vandag is, maar die liefde wat Jesus vir ons gehad het, het hom gedryf. So hy het gekom om diegene wat verlore was te red en hulle die gawe van die ewige lewe te gee. Dit is wat vanmôre hier beskikbaar is. Deur my pa se geleentheid wat ons vanmôre het
is die geleentheid daar vir my en vir jou, om 'n skrifvers aan te haal, van wat hy gesê het. En ek het dit later eers geskryf. Hy het 'n skrifvers, nou sê ek my plek uit. Hy het 'n skrifvers spesifiek aangehaal, waar hy gesê het, o ja, Jesaja, hier sien ek my Bybel nou daar oop gehad, Jesaja die 8ste hoofstuk, ek dink ek het 'n nota gemaak. Ja, hier is hy, Jesaja die 1ste hoofstuk, vers 18. Hy sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jy sien, die Here is getrou in sy woord en in sy beloftes. Sy woord sê dat hy sal my nie begewe nie, hy sal my nie verlaat nie, maar ek en jy skuif om een kant toe, en dan wonder ons, waar is God? My pa was nooit op 'n plek waar hy gevoel het dat die Here het hom verlaat nie. As hy down and out was, het hy gesê, kan ons iets sing. Hy was baie lief vir sing. Die laaste keer wat ek en hy saam gesing het in 'n kerk was hier, op hierdie spesifieke plek, een Sondag aand. Hy het dit gelove om te sing. Maar Jesus kom vanmôre, en hy sê vir jou en vir my, dat jy maak saak. Die Here het niemand vergeet nie. Die Here het niemand een kant toe geskuif nie. Hy het hierdie geleentheid vanmôre geskep, toegelaat dat dit hier is, sodat die woord van die Here gepredik kan word. Sodat ek en jy kan hoor wat God vir ons wil sê. Wat kies ons? Lewe. Lewe, want Jesus het gekom om lewe te gee en dit in oorvloed. Jesus het gekom sodat ek en jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Waar begin ons ewige lewe? Op aarde. Nou. Ons het nie nodig vir een dag nie, somewhere beyond een dag nie. Nou. Wanneer ek Jesus ontmoet, op daai oomblik, wat ek my hart vir hom gee, en wat ek vir hom sê, Here, ek het U so nodig, want ek kan nie alleen nie deurgaan nie. Of ek kan nie die lewe alleen vat nie, of ek is moeg vir my lewe, ek is moeg vir my sondes. Op daai oomblik wat Jesus deel word van my hart, dis wanneer die ewige lewe vir my begin. Dit is God se belofte aan jou en my, aan elkeen van ons. Vraag is, glo jy dit? En as jy dit glo, is jy bereid om dit vanoggend joune te maak. Voor ek gaan afsluit, wil ek vra dat oom Lukas vorentoe kom. Daar is 'n lied wat my pa het altyd my gesê, jy spot my met daai ding. Daar's baie liedjies wat koortjies is wat ons die ou mense mee spot. Ons onthou in Bersig was daar 'n tannie met 'n bolla, sy het gelyk soos tannie Memes in die rapport se tydskrif, en hulle het gesing, o, Jemmeland, skoon Jemmeland. Tannie Souf, jy onthou mos nou, jy het die bas ingesit op daai ene. Maar daar was soveel genuineness in die mense se harte, wanneer dit vir hulle iets beteken. En hierdie song wat oom Lukas nou vir ons gaan speel, net nadat ons na die voice note geluister het van my pa, oor wat hierdie song vir hom beteken het, sê ek vanmôre jammer dat ek pa gespot het oor dit. Erken ek vanmôre dat hy 'n ander dieper betekenis met die Here gehad het, wat vir hom hierdie song so belangrik was. Maar eerstens waarna ons gaan luister is 'n stemnota van waar my pa dankbaarheid getoon het teenoor sy familie. Dankie. Ongelukkig was hy. Ek kan van 4 ongelukke praat. Beteken was hy het my al die pad gebewaar. Ja. En ek sien nogmaals, dankie dat kinders vir die Here dien kon ons te gewees. So, dit is nou nie anders dan nie, dit is klaar. Ek heb by my nie moes aan my pan. Jy luister mooi.
Hierdie het ek nou weer omgaan. Maar sê ons bid vir jou, jy moet net glo. Dis maklik gesê, ja, ek glo. Maar ek wil jou verseker, as jy baie koue ding kussing gaan lê, en dan gaan jy nou hoor jy, ek glo nie so breed as hierdie bed nie. En jy is so bang jy val af. Al voor jou kan jy in die wagkamer, maar dan is miskien bezig met iemand anders te opereer. Hoor ek het gegaan ruk het so. Dis nie bangigheid nie. Dis koud, dan moet jy 'n bietjie kiema. Neutraliseer, dan word niks Steriliseer, ja. steriliseer. En dan as jy daar oordra allerlei dinge so en so, jy is jou gemakkelijk als en kom maar nade. En dink ek jy op my gebed het. Maar pa gaan nie alleen aan nie, jy gaan saam op. Ek hoor wat jy sê, maar die menslike faktor is nog maar nie toe. Want hy twyfel is die duivel. Want hy wil die Here sal nie laat jy twyfel. Duivel gaan allerlei storieetjies sê, mooi. En as alles verby is, behalve hier lang mevrouw moet opereer. En jy kom uit, jy kom hierby. Eerste woord jy moet sê, dankie Here, ek my deurgedra. Hierdie storms van die lewe, sy het my weer deurgedra. Amen. Ok. Ek glo ek gaan my nou ook deurdra. Ja. En dit gaan nooit weer terugkom nie. Dit gaan nooit weer terugkom nie. Dit gaan nooit weer terugkom nie. Pa gaan volmaak gesond wees. Volmaak gezond wees. Helemaal gesond. Amen. Dankie Hemelse Vader dat ons dit nou kan bely en verklaar. Ek is vanmôre bevoorreg. Om 'n liedjie vir jou te sing. My naam aan die hart is. Ek het vir Louis en sy vrou en die kinders geken vir omtrent 40 jaar. Henry was nog op skool. Louis was klein. Ek het sy sussie en die huwelik bevestig. Het was vir my 'n voorreg gewees om hulle te ken. Ek het saam met sy vrou by die OK Bazaar gewerk hier in Daspoort. En weet jy, Louis was altyd dieselfde. Hy het nie bye gehad nie. Of moerbye gedra soos hulle gesê het nie, maar is vir my 'n voorreg om 'n liedjie te sing wat my naby aan die hart is vanmôre en ek is dankbaar teenoor die Here. Ek sê nou vir sy vrou, hy het my voorgegaan. Ek is 'n bietjie ouer as hy gewees. En maar ons is dankbaar vir die lewe wat hy gelei het. As man nooit probleme gehad nie. Henry baie rondgery met daai blou Volkswagen Golf. En dit bly by my en ek sal dit nooit vergeet nie. Want toe ek nou Pretoria toe kom, nadat ek die bediening uit is, ek bly by my dogter. My vrou is in 2024 Desember maand is sy oorlede. Ons was 55 jaar getroud deur die Here se genade. Weet jy, die voorreg wat ek het om mense te ken soos die Marsburg. En ek wil graag die liedjie sing tot eer van die naam van die Here vanmôre. Ek ken 'n naam, dis kosbaar bo alles. Die naam verruk my wese deur en deur. Die wonder van hierdie naam is so onmeetbaar. Dit is die naam van my Jesus, die dit roer my siel,
wanneer dink aan Jesus, die diepere naam wat slawe kan bevry. Die enige naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat nie ooit meer bekoor. Naam lief woord en sal vir ewig stand hou. Koninkrijk en of sy glans nooit hier verberg nie. Die naam sal skitter tot in ewigheid. Van de terug dat die dierbare naam slawe kan bevry. Nee, wat my daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Van dit rug my siel wanneer ek dink aan Jesus, die diepere naam we kan bevry. Wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Dankie Stella, jy kan die laaste gedeelte vir my speel. Bid dit so, in die magtige naam van Jesus. Ja, dankie. En dan sê amen. Wees hier, baie dankie. Amen, Dankie, amen. Ja, So vertel WVP van dit roer my siel, hoekom? ja. Dis die ernstig, dis nie iets ligsingelig te wees oor dit, of net is maar net nog nie nie. Die blydskap in jou kom, wanneer het die eerste instansie jou raak gesien dat jou siel gered. Sê wat waarde mense is die hele wêreld wen, maar ons sy siel skade nie. Dis ook jy seker het, jy is 'n kind van die Here Jesus. Dis ook as die Jesus my wil vat. Moet my vat. Die wat agterbly gaan op hartseer uit en wees nou allerlei dinge. Maar die troostprys, kyk maar uit vir my ons sal daar wees. Gaan vir jou kyk, gaan vir jou kyk daarop. Dus hartseer, maar jy's bly.
Ek het my vir die moeder gesê, maar ek weet waar, as jy nie moet dit op jou pa. Ek weet waar jy is. Ons moet mekaar weer daar sien. Is nie te kontradiksie. Voordat ek die 80 jaar by gegaan. Voor 16 jaar. Baie goed. Nou is ek. Jy bekeer in dit net. Ag man, ek het baie tyd. Jy kom met die kaart wat jy doen. Dis nie bang vir dat stories is met mense nie. Dis 'n werklikheid, dit kan gebeur. Ek sê net gaan gebeur. Maar ja, wonderlik. Kan jy weer nie geroep vir my kinders, vrou, almal wat die Here doen. Self van die broers hier, wat ek nou ontmoet daar by die hele kerk en die mens wat moeder. Die kontakgroep. Ja. Wat vir my mense voel soos jy eie broer. Vriend te vir hulle is hy smile. En dis nie liegstories nie, die kind. Here gee die nie saak nie, die dinge van onderskeiding nie. Die gawe van onderskeiding. Ja. Die is besig om aan te sit, dit is 'n shine voor. Gaan dit goed? Ja, baie goed man. Maar jy binnekant. Dit baie hartseer, miskien sy vrou, miskien sy kinders. Maar dis nie nodig. Die mense moet dit nie. God het dit al lank al voor die vra. Reg of verkeerd? Absoluut so. Ja. Ja, julle moeite gedoen met toe kom, dit sakte hy nie donker terug. Dis reg so. Asseblief. Kyk pa. Sy kan 10 uur gewees. Dis 8 uur. So as dit 10 uur die aand was, het my pa gesê, kom Henry, dis 5:30, ons moet ry. Hierdie keer was dit vroeër en toe maak ek dit later. Ek gaan afsluit hiermee en daarna gaan ons na die Hildeblyke luister van Willie en van Louis en Henrike. En dan gaan ons hiermee afsluit. Ek lees vir wie my pa is, maar wat sy boodskap vir my en vir jou is. Romeine die 11de hoofstuk, die 12de hoofstuk, en dit wel vanaf vers 9. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heilige, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang. Leef in vrede met mense. Vers 19, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe aan my, wat Vader is, kom die wraak toe, ek, wat Vader is, sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Amen. Mag die Here sy woord seën in jou hart, en mag dit wat vir ons gespreek is, mag dit vir jou 'n werklikheid word. Ons gaan nou na die skyfies kyk, en daarna die Hildeblyke asseblief. Baie dankie dat jy na my geluister het, en dankie dat jy my pa kom eer het. Dankie vir elke vriendelike gesig wat daar was, elke keer wat hy daar was. Hy was al by ons op 'n Woensdag het hy die kontakgroep daar, en dan toe Kobus om hierdie kant toe gebring, en ja, hy het nou hier kom klaarmaak.
Brand amper sy vingers. Hendrika? Is julle manne gereed? Sy gaan probeer. Ik ga in Engels wees, maar oké, gaat hij. Dear Grandpa, today I want to thank you for everything you did for me. Thank you for your love, your care, and the time you always made for me. I am grateful for all the wonderful memories we shared and for all the lessons you taught me. Even though you are no longer here with me, the memories of you will always live on in my heart. I miss your smile, your voice, and the special way you always cared for us. I will never forget how important you were in my life. Thank you for always being there whenever I needed someone. Thank you for the love you gave to our family. I feel blessed to have known you and to have shared so many precious memories with you. I will always remember you and I will always love you. With love and gratitude, Henrika. Those we love deeply never truly leave us. They remain forever in our hearts. Ons gaan nou na 'n instrumental luister waarna Louis iets gaan sê en daarna gaan ek vir Louis my broer vra om die bedankings te kom doen. Goeiemôre. Dit is natuurlik vir my 'n groot voorreg om vir my en my broer om vandag vir my oupa ietsie te speel. Ag tog. Ek het gou sommetjies gaan probeer maak toe ek die foto van oupa en klein Lodewyk sien. Toe hardloop my wiskunde sommige geskies, ek's 'n biologie onderwyser. En ek gaan dink toe aan die woord nalatenskap en wat my oupa agterlos. En as ek gaan kyk na oom Henry en oom Louis en my ma, dan sal 50% van hulle DNA besit as gevolg van my oupa. En as ek gaan kyk na my broer en Aramel en Laudien en P.J. en Enrique, dan besit 25% van ons DNA besit as gevolg van my oupa. En as ek gaan kyk daarna klein Lodewyk, dan 12,5% van sy DNA is as gevolg van my oupa. En dit is 'n ongelooflike nalatenskap wat my oupa los, want oralste is hy deel van ons. Hy is deel van ons bestaan, hy is deel van ons groei, ons hare wat groei, ons oë kleur, ons ore, ons neus, kom van ons oupa af. Het kom van die nalatenskap wat hy gelos het en 'n woord wat die woorde waarop ek my oupa sal altyd onthou is Louis, die sagte woord, keer die grimmigheid af. Oupa, dankie vir Mother's Boys. Dankie vir die pink melkskool by die Wimpy. Toe Alma's nog oor kan dit was. En Maxie's nog bestaan het. Dankie vir die skelm eet by die piknik of by die parkie voordat ons huis toe moet gaan en nie vir ouma sê nie. Dankie dat oupa my geleer het hoe om met 'n golf en 'n U-turn te kan maak by die handbreek.
Dankie vir oupa se liefde, dankie vir oupa se naam. Ek het gaan uitwerk vir 'n taal om voor te bou en te bestaan, moet die volk 2.1 of 2.6, ekskuus, kinders kry. So vir Afrikaans om voor te bou, moet jy 2.6 kinders kry, en peer no pressure, maar vir die van om voor te bou, 2.6 kinders met chom, so kom ons rondom op na 3 toe. En jy is enigste enetjie waar die van voort kan bou. En dit is 'n voorreg, dit is 'n groot voorreg, en jy is die van draer van die familie, en ja, no pressure. Die oggend van my oupa se dood, eintlik die Sondag toe ons by Spur sit, toe sê ek my ma, maar gaan met vrede begin maak, want ek kan voel die einde is naby. En die oggend van my oupa se dood, die oggend, toe slaan ek sweet uit, en ek word wakker. En Nadia vra my wat's fout, en ek sê ek nie, ek gaan in die sitkamer gaan slaap. Iets voel nie lekker nie. En ek stap sitkamer toe, en my oupa kom kuier vir my, en hy sê vir my, Louis, as ek begrawe word, begrawe my met 'n vark. En ek vra vir my oupa, 'n vark. Hy sê, Louis, begrawe my asseblief met 'n vark. Want wanneer jy in 'n restaurant sit, en jy het klaar geëet, en die nagereg is op pad, dan sê die kelnerin vir jou, meneer, hou jou vark, want die lekker is op pad. Oupa, jy het vir my gesê, jy het lekker gelewe, maar die lekker is, jy geniet nou eers die lekker, geniet jou nagereg, geniet jou malvoppoeding na in die hemel. Dit is nou definitief nie beplan nie. Nee, die wat ek en Louis nou doen, het ons die eer gehad om op sy 80 te doen. Op het gevra as moet vir my liedjie speel. En ons het die guns gehad om vir hom te speel voordat hy hier lê. En ek sê net vir oupa, hier so oupa. So op oupa, het die eer gehad voor die tyd. En ons het die eer nou. Wil julle saam sing, dan gaan ons afsluit. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy,
feasting on manna from heaven above, and that's why I'm happy tonight. I'm feasting. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy tonight. Halleluja, amen. Baie dankie julle. Ons is trots op julle. Dit het courage gevat, hè? Baie dankie julle. Louis, bedankings asseblief. Voor ek die bedankings doen, wil ek net as ek terugdink oor die 50 jaar wat ek my oë opgemaak het. Wat ek my maak het. Ek was hier voor gehad om my pa baie te sê vanaf Nieu-Seeland oor die foon op 'n video call. Hy het gesê hy is bly sy kinders is almal gered. Hy het gesê kyk vir my ek sal daar wees en daarbo in die hemel se kan ontmoet ons seker weer mekaar. En nou hy vir my baie gesê het, ook wanneer ek goed geblink my ma na die tyd, en toe skree hy vir my, ek is baie lief vir jou, en ek skree terug vir pa ook. En toe gaan slaap ek, want ek is 10-11 uur verskil van Suid-Afrika, en volgende oggend word ek wakker met baie boodskappe. My liggaam was geruk van skok, want ek het nou nog met hom gepraat, toe ek voor geslaap het. En ja, van toe af, jou hele lewe, so ek sê, speel soos 'n rolprent, alles wat jy saamgaan het, en jy kan het nie glo nie. My dogter het 'n amazing liedjie op eie gemaak, en toe sy 'n liedjie vir my stuur, toe ruk ek, want waar ek altyd besig was om te werk, was my pa my rol gevul. My dogter altyd by skool gehaal, altyd daar gebederf met Wimpy of met nee Wimpy nie, Elnas of met KFC of McDonald's of whatever. En ek moet sê, om jou bubble te bars, Henry, daar was geen restrictions op my menu nie. Pa het altyd gesê, vat wat jy wil, order wat jy wil. Geen limits nie. Geen limits nie. En dit vir die afgelope oor die 50 jaar was dit so, daar was nooit 'n limit gestel op enige menu vir my nie. Wat 'n voorreg om die Here dankie te sê vir 'n pa wat ek kon gehad het, 'n voorbeeld vir ons was. Ek was baie lief, ek nog steeds baie lief vir hom, maar my troosting is, soos Pastor Andries gesê het, die laaste paar maande, mens kan sien, hy is vurig vir die Here. En die Bybel sê, as jy koud of warm, jy moet koud of warm wees, maar as jy lauw is, gaan hy jou uit jou mond uitspieg. En dit is so belangrik, my pa was warm gewees, hy het geweet, sy tyd is naby. Dit het hom gehou om hier te wees, want hy het gewaai oor ons, want hoe gaan ons dit hanteer? Maar toe hy weet met die wete, toe hy gesê het, hy weet, ons is gered. Dit het hom troosting gegee, en dit was ook deel van een van sy drome gewees, om eendag nie in het hospitaal dood te gaan, nie, maar wel by die huis. So sy wens het waar geword om by die huis te wees en te sterf in vrede. En my ma het kon bevestig, hy het met 'n glimlag doodgegaan, gesterf. Maar hy het gesterf, maar uiteindelik net oorgeloop. Vir ons verstaan dit nog, want ons is nog hier kant van die lewe. Die lewe is kort op aarde, maar die lewe vir ewig is baie langer as wat ons dink. Ons kan dit nie begryp nie met ons denke nie. So ja, ek wil net vir die Here baie dankie sê vir voorreg dat ons dus 'n pa en 'n oupa en 'n oupa grootjie gehad het, wat vir sy kinders lief was, vir sy vrou lief was, vir sy Jesus lief was, en natuurlik vir sy kinders en kleinkinders. En ja, dit is op die oomblik, kyk ek my oudste kleinkind, Lumey, ook van Oosie af, kyk sy ook na dit, baie hartseer, ons almal se hartseer, maar ons moet seker maak, hy is al reeds daar, hy het al klaar die wedloop vereindig, ons moet ook seker maak dat ons hom weer eendag gaan sien, die ons saak reg te maak met die Here, en opreg te lewe, soos Jesus gesê het, volg my, en dis die belangrikste ding wat ons moet doen, dis sy nalatenskap wat ons moet doen. Daarom wil ek ook sê, baie dankie, ekskuus, ek het nie iets uitgeskryf of ietsie, maar as ek vinnig dink,
as iemand, Pastor Andries, baie dankie van die begin af, dat jy my pa ondersteun het daar so, dis amazing, jy is amazing persoon, van die begin tot die einde, die hospitaal, die dokters, Afbob, die mense die blomme gedoen het, die mense van die kus, die mense wat die kruis gemaak het, die mense wat sekuriteit doen, die mense wat die sekuriteit, die kos inskep en voorberei en mense bedien, die beligting, die klank, as ek iemand nou uitgelaat het, asseblief vergewe my, ek het dit nie geskryf, vergewe my asseblief, maar ek wil net vir almal baie dankie sê, baie dankie vir almal wat van ver af gekom het, ek weet my neef hulle ook, amazing om hulle te sien, Likie, Annelie, en almal wat hier is, ek wil net vir almal wat hier is, van waar gekom, wat julle moeite gedoen het, van almal se besige dag, ons het almal besige lewens, en laat julle almal tyd gemaak het, om hier by my pa te wees, vandat ek hier so is van maandag af, soos amazing gewees, dat jy, waar jy loop, of jy nou by die parkering buite is, of jy by Elna's is, by die restaurant, wie ook al, almal, hulle groet jy en hulle almal praat het, lof vir my pa, jammer, sympathiek, woudekom, oorste, tot by die petroljochies, almal is net, dis die legacy wat my pa gelos het, en die Bybel sê, laat jou vriendelikheid aan almal oor, en dis belangrik, wat sien mense in jou, sien hulle Jesus in jou, sien hulle sy liefde in jou, en dis wat baie belangrik is, baie dankie vir almal wat hier is, en vergeef my weer eens, as ek nou nie per naam genoem het, die baie dankie. Baie dankie Louis, Pastor Andries, ek gaan vir jou oorgee, baie dankie. Ons hardloop so 'n bietjie teen tyd, so ek gaan die draas uitlees, as kan julle kom, dan gaan ek maar vra, die so gou as moontlik na die voertuie gaan beweeg, die hoofligte en noodligte ook gaan aansit in die stoet, en dan gaan ons beweeg na Zandfontein begraafplaas toe, waar Louis Marsburg se laaste aardse rusplek sal wees. So ek gaan net weer die draas lees, dan kan julle jou plekke kom inneem, Ansie Marsburg eggenoot, Annette van der Merwe dogter, Lodien Piper kleindogter, Armel Marsburg kleindogter, Henrike Marsburg kleindogter, P.J. Marsburg kleinseun, al die agterkleinkinders is nou nie hier nie, maar 2 van hulle is hier so, en 'n paar van hulle is in Australië ook, is Landro van der Merwe agterkleinseun, Wian van der Merwe agterkleinseun, Mianey van der Merwe agterkleindogter, Femke van der Merwe agterkleindogter, Lodewyk van der Merwe agterkleinseun, die afwesigheid van Lomay Liam en Franco Piper agterkleinkinders. Kom ons staan, ons gaan net afsluit, 'n lied gaan speel, ons gaan uitbeweeg, en na die ter are bestelling by Zandfontein, is jy welkom om terug te kom, hier is vir u reggemaak, iets heerliks om te eet, en ag kom spandeer die tyd saam, want ons sien mekaar amper nooit, net by hierdie geleenthede, ne. Kom ons sluit net die oë, en mag dit die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees tot in alle ewigheid. Amen. Speel, ons gaan dan uitbeweeg, baie dankie.